hier waar ek nou stap op die oomblik, dis hierso in Bloemfontein, en hierdie gedeelte wat nou hier voor my is, dit was genoem gewees die Dam van Trane. Nou in die Anglo-Boereoorlog het die vrouens en die kinders hulle water en goed gekry by hierdie dam. Nou dit is nou snaaks, dit is baie modderig hier waar ek nou op die oomblik loop. Ek wonder net hoe het dit nou, of hoekom is dit so baie modderig hierso. Nou hier aan die voorkant, dit is die N1 wat of Koelsberg toe gaan of terug Johannesburg toe. Ja, hoeveel moedertrane was nie net hierso gestort gewees by hierdie dam nie. Dit is nou eintlik eienaardig as 'n mens nou eintlik wonder, as jy kyk na die omgewing hierso, waar het of hoe kom hierdie water hier in? Dit is redelik skuins hier voor my. As dit nou reën, waar kry hulle nou hulle water vandaan? So hierdie is die spreekwoordelike Dam van Trane. In hierdie omgewing hierso het die boervrou en die kinders hulle wasgoed kom was, maar hulle het ook hierdie plek gekry waar hulle kom water skep het vir hulle daaglikse gebruik om kos te maak en kos te kook en seker vir drinkwater. Daar waar ons voertuie staan, daai heuweldoer in die agtergrond, dit is waar die konsentrasiekamp was op hierdie hele gedeelte. Dit was 'n baie groot konsentrasiekamp gewees. Ja, as 'n mens die klok seker kom teruggedraai het en jy kyk na hierdie foto's waar hierdie kinders hierso kom water skep het in die emmers, dan kan 'n mens nie besef die verskriklike hartseer wat hulle ook hier tegemoet gegaan het nie. Nou hier waar ek nou staan op die oomblik, as ek so daar na die ooste kant toe kyk, daar waar daai toring is, ek wil net so 'n bietjie nader gaan na daai toring toe daar aan die oorkant. Daai toring wat julle sien, nou, ek skat maar net, as ek nou kyk na hierdie dam wat hier so is, reg agter daai toring, min of meer in daai rigting, so suidoos, lê die konsentrasiekamp Kerkhof. En van hier af, as ek net vir julle wys, daar waar die konsentrasiekamp was, is seker omtrent ook so 6-7 kilometers. Wanneer daai kind, of die ma, of die oupa, of die ouma gesterf het, moes hulle met daai lijk so ver geloop het. En dan wil mense, veral hierdie liberale Afrikaners, vir my kom sê, die Britte het nie bedoel om hierdie vrouens en kinders dood te maak nie. Waarom sou jy dan, dat hulle so ver moes geloop het met daai lijk? Ek sê vandag, soos wat ek hierso staan in hierdie vervulling, hierdie was niks minder as Britse moordkampe gewees nie. Wat staan daar so? Ons herdenk die lyding van vrouens en kinders. Dit is dit. En as die manne daar afpop is ook al by. Skenk jy op. Ja, nou die dag het hulle daar in Heilbron sommer oor die grafte gaan ry, oor daai konsentrasiekamp Kerkhof, maar ek het hulle gas gegee en hulle het blykbaar geld gegee vir iemand daarso om die hele plek weer bietjie te gaan regmaak. Dit is maar nie, konsentrasiekamp nie, dit is nou maar seker die ouens wat die ding gebou het. Nee, dit moet hier so tot herdenking wees wat hulle hier geloop het. Ja.
Dit is volgens die paadjie baie gebruik word, né? Ja. Vandaar so eentjie stap as dit reg. En so word die geskiedenis ook maar vir ons weggesteek. Nou, tydens die opname van die konsentrasiekamp Kerkhof hierso op Bloemfontein het ek nie eens kennis gedra van hierdie monument wat hierso opgerig was ter ere van hierdie vrouens en kinders presies op die plek waar die konsentrasiekamp was hier in Bloemfontein. En hier, kyk wat is nou weggesteek vir jare. Ek dink in die ou dae moes hier seker baie mense gekom het om hulde te bring aan hierdie vrouens en kinders wat hier deur die Britte vermoor was. Ja, die woorde wat hierso is so waar. Jy kan beroof wees van al jou materiale kragbronne. Jy kan voor jou uitgebrande huis op jou verwoeste plaas en tussen die graftes van jou geliefdes staan. Maar as jy uit die goddelike kragbronne, geloof, moed, vaderlandsliefde, volharding en vernuf put, sal jy seëvier. Ek sê dit elke dag en ek sê dit weer, as iemand vir jou kom sê, ons het hulle grond kom steel, dan sê hy met my praat. Die moeder met haar 2 kinders, wat hier so eensaam is. Ek glo nie, hier kom baie mense meer nie. Dis nog eintlik net vir my snaaks dat hierdie plek se terrein, hierdie stukkie nog so skoon gehou word. Soveel vrouens en kinders wat met hulle lewens betaal het gedurende die Anglo-Boereoorlog. Dis 'n put hierso, hoor. 'n put? Ja. My genade. So die kamp moes hierso gewees het. Ek dink so. Hoe diep is hy? Man, ek weet nie dieper reg is nie, maar water in. Ja, dis nou eienaardig nie. Die watertafel is baie laag hierso, hoor. Ja, dis hoekom ek sê nee, ek dink daar aan die ander kant. Dit was 'n daar lê geld te goed daaronder. Die mense hier ingegooi het. Ja. Ek raak. Dit uit al. Ja. Kan jy so 'n paar kooks koop? En geloof. Hier aan die ander kant is daar ook iets geskryf. Ek wil net daar gaan kyk. Die simboliek van die bron van herinnering. En dit is hierdie terrein se naam. Die monumente kompleks waar u hier staan is min of meer in die middel van waar die Bloemfonteinse konsentrasiekamp in die Anglo-Boereoorlog was.
Hierdie kamp het in 'n lang reghoek van oos na wes gelê. Vanaf die huidige brandwagsentrum tot verby die snelweg wes van die dam van Trane. Sowat 6500 Afrikaner vroue en kinders en enkele ou mans wat nie meer kon veg nie, moes hier bly. Van hulle is 1695 in die kamp dood. Die kern van die bron is die kasteel in die vorm van die kasteel in Kaapstad, met sy put waar 'n waterput in die kamp was. Dit simboleer die wieg en geboorte van die boerevolk. Die kasteel word aangevul deur die doringbome wat rondom die kasteel in dieselfde vorm geplant is. Die vroue en die kindersterftes in die kamp word uitgedruk deur die grafsteentjies agter die beeldegroep en die gebroke boog by die ingang van die kamp wat u nou betree het. Waaraan die bron u eintlik herinner is dat die boerevolk hierdie ellende oorkom het en weer opgestaan het. Hulle verlies aan feitelik alle materiale besit gedurende die oorlog van 1899 tot 1902 het nie 'n verlies aan alle geesbesit ingesluit nie. Deur God se genade het veral 5 kragbronne hom in staat gestel om onder meer leiding te neem met die proses wat sou lei tot die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961. Geloof, moed, vaderlandsliefde, volharding en vernuf. Hierdie 5 vorm die name van die 5 hoeke op die bolwerk van die kasteel. Dit is ook die motivering vir die beeld van die vrou met die 2 kinders wat opkyk en na vorentoe beer die toekoms in. Die dubbele ry kareebome wat die bron omring, dui op die bewaring en oneindigheid van God. Die draai tussen die kareebome waarmee u vanaf die ingang na die res van die kompleks kom, maak laasgenoemde elke keer vir elke besoeker opnuut 'n verrassing. Hierdie was omhul op 10 Oktober 1996. So presies waar hierdie monument nou is, waar ons nou hierso staan, in die middel was hierdie put gewees, waaruit die vrouens en die kinders ook 'n gedeelte water gekry het terwyl hulle hierso in hierdie konsentrasiekamp gebly het. Ek weet nie wie hou hierdie stukkie in stand nie, maar ek wil net vir jou sê baie dankie. Ja, die plek het definitief aandag nodig, alhoewel ek nou verneem het dat hier 'n ontwikkeling op een of ander tyd kom. So, dit wat u nou hierso sien, sal u dalk nooit weer sien in 'n paar jaar se tyd nie, as gevolg van hierdie grond wat aan die NG Kerk behoort het, wat nou verkoop is aan 'n groep mense hier in Bloemfontein. En so sal dit in 'n paar jaar se tyd vir altyd verlore wees. Ja, 6.500 vrouens en kinders wat in hierdie kamp was. Is dit nie verskriklik nie? En as 'n mens nou net so 'n bietjie na daai kant toe kyk met daai geboue wat daar in die agtergrond is, daar's 'n hele randjie daar. So ek glo die Britte se fort het daar gestaan, want hulle dan daar van bo af dop gehou. Jy weet wie hier binnekant of die konsentrasiekamp van nader betree. Daar het 'n doringboom vlak by die pad gestaan, waar lange hosse spanne met zware vrachten gaan. En een dag kom daar langs van ons de waag verby, wat met sy zware was door die boompie ry. Jy het
trap. Die osse wag verdwyn weer agter 'n heuweltop. En langsam buig die boompie sy stammetjie weer op. Sy skoonheid was geskonde, sy basies was geskeur. Op een plek was die stammetjie so amper middeldeur. Maar toch het aan die boompie weer stadig recht gekom, want oor sy wonde druppel die sal van eie grond. Ook in die loop van jare die wonde weggewist, net een plek bly 'n teken wat onuitwisbaar is. Die wonde word gesond weer as jare kom en gaan, maar dan die merk word groter en groei maar alweer aan. Ek dink die woorde van Tosius wat op hierdie gedenkmuur staan, is so van toepassing op hierdie boerevolk. Ja, die Empire of die Britse moordenaars het met alle kostes probeer om hierdie boerevolk van ons uit te wis. En hulle het dit nooit reg gekry nie. Maar dink net 'n bietjie as al daai 37,000 vrouens en kinders nie in hierdie kampe gesterf het nie. Wat 'n sterk boerevolk sou ons vandag net nie gewees het nie. En is dit nie baie opvallend hier in Bloemfontein vandag? Hierdie foto hier in die onderkant, dit was by Betulie, waar die ma saam met seker haar pa of haar man en die kinders gekniel het by 'n graf van iemand wat daar in daardie moordkamp van die Engelse gesterf het. Ja, 53 konsentrasiekampe reg oor Suid-Afrika. Kom maak gerus 'n draai hier in Bloemfontein. Okay. Ek het in my lewe nooit gedink ek sou eendag die oorspronklike koletrokke waarop hierdie boerevrouens en kinders vervoer was in hierdie Engelse oorlog sien nie. Maar hier in Bloemfontein by die Vroue Monument staan hierdie steenkooltrokke. Ek het 'n geweldige passie ook vir stoomlokomotiewe, maar toe 'n mens natuurlik nou ouer word, dan besef 'n mens nie eintlik wat het in die geskiedenis gebeur nie, tot 'n mens nou navorsing gedoen het en dan nou agtergekom het dat natuurlik nou nie die stoomtreine waarmee ons groot geword het nie, maar gedurende die Anglo-Boereoorlog was hierdie Engelse vervoer met stoomlokomotiewe. Maar hoe baie boere, vrouens en kinders wat in die Engelse oorlog nog nooit 'n trein gesien het nie, het nooit besef die dag toe hulle op hierdie steenkooltrokke geklim het, dat dit moontlik hulle laaste reis sou gewees het na 'n konsentrasiekamp. As ek nou hierso dink waar ons nou was, gelofte dag in Pietersburg, het die Engelse duisende myle spoorlyne aangelê. En hoeveel vrouens en kinders was nie net op hierdie oop steenkooltrokke vervoer nie. Die trokke was gepak gewees. Ek gaan nou vir jou 'n foto wys. Hoeveel vrouens het nie net in kraam ingegaan op hierdie steenkooltrokke nie. En nie net dit nie. Toe ek en my vrou by Betulie aankom, presies so 100 jaar gelede, 3 jaar terug, toe die heel eerste trein daar aangekom het met 'n vrag vrouens en kinders, na almal afgeklim het, het daar 'n dogtertjie doodgelê op so 'n steenkooltrok. Ja, ek wonder baie keer as 'n mens so ry ook met die pad en jy sien verlate ou plaashuise. En dan dink jy net by jouself,
Die hartseer wat in daai boere mense was, toe hulle teruggekeer het na 'n afgebrande plaashuis. Toe hulle teruggekeer het nadat 'n hele gesin binne in hierdie konsentrasiekampe uitgewis was, as gevolg van die empire. Dan wonder ek en dan verstaan ek ook die haat wat die boere nasie tot in vandag se tyd nog steeds in hierdie Engelse het oor wat hulle aan hierdie boerevrouens se kinders in hierdie kampe gedoen het en dat dit nie eers hulle eie skuld was nie. Een klas 7 stoomlokomotief nommer 975, oorspronklik 344, vir die Cape Government Railways in 1893 gebou deur Nielsen & Company van Glasgow, Skotland. Gedurende die oorlog is die lokomotief aangewend vir die vervoer van die Britse magte en voorrade. Met die uitbreek van die oorlog is majoor R.P.C. Curard aangestel as direkteur van die spoorweë. Die enkelbaan spoorlynstelsel het oor sowat 4600 myl gestrek. Om die oorlog teen die boere te wen. Die Engelse het 27.732 offisiere en manskappe op die slagveld verloor. Oorwinnaars vir ons volk. Die Engelse het natuurlijk verskillende motiewe gehad. Ons sal dit so stel, hulle het geweet, die boervrouens sorg nog dat die boere en die burgers en die commandos miskien kos kry en geholpen raak en so aan. Dis nou die een motief. En die volgende motief is, wat die Engelse aangegee het, waaroor hulle dit doen, is omrede, en ek kan dit ook goed verstaan. Hulle het 'n baie goeie rede daar gehad. Kyk, op die plase was baie net vrouens alleenig. Daar was nie 'n man by nie, of so nie, of 'n broer, of seenkinders wat kan kyk. Die vrouens moet maar alleenig na alles kyk. En dan het die swartes, daardie tyd, het baie opstandig geraak. En hulle het toen natuurlijk geplunder, en hulle het gemaak soos hulle wil. En die Engelse het gesê, hulle doen dit, hulle sit die vrouens in die kampe vir daai motief. En omdat hulle bang is dat hulle sal vermoor raak en oorrompel worden op die plase deur die swart bevolking. Hier is die Engelse, hulle kom oor die berg. Nou, toe my weet hoe verschrikkelijk is dit. Ach ja, ek het so spijt gehad, dat ek nie ons groot oorloosie was, dat so groot oorloosie teen die mens gehad. Ek het altyd die spijt, ek wil jou net vertel dit. En toe verseet ek dit, maar ek gryp my kat. En die kat het my so gekrap dat ek kon nader en te sê uit, want toe die Engelse nou daar kom, toe siet hulle die tafels is gedek en die kos staat gereeld, ons wil net eet, ons het nie geëet nie. Toe eet hulle natuurlijk eers klaar, al die kos op. Dit dink almal, dit is almal gesê ook. Daardeur kon ons bietjie ry. En toe ons naby Bethlehem kom, dit was baie naby ons, kon baie net een keer ry dan ons in. Maar die Engelse toe hulle kom, toe skiet hulle so, hulle skiet ons nie. Hulle meen ons word nou bang. Skiet hulle die kant en skiet denken.
Dan laat Basel, dat betekent dat boom ook daar. Maar je nooit praat, ik ga die ossen en die peren te keren. En sommige woorden meezoeken en al. Dat betekent dan ons allemaal aan elkaar. Dan slaat het weer recht. Dat is geleid uit. En toen ons nou bij Bethlehem komt te komen, zo toe. Een klomp zo en een klomp zo een keer ons, vangen ons. 2 grootzusters had ik gehad. En die een was niet bij ons nog daar die aand nie. Zij was bij mijn tante op een plek geweest. Zij is zo weer die aand teruggekomen. En toen was zij niet bij ons nie. Hoe het ons gehuil, hoe het ons een keer gegaan met allemaal ook weer haar. Niks kon ons doen nie. Ons moet zo voortgegaan zonder ons weet niet wat het is nou vandaag geworden. En die Engels het my maak om oplaai met 5 kinders onder 12 jaar. En hulle daar met 'n myl waar sommer oor die veld, né? Klippe en randjies het gery na 'n plaas omtrent 12 myl daar vandaan. Op versoek. En daar het hulle 5 of 6 families aangehou, vrouens. Daar was 'n Engelse laar ook op die plek. Dit was die plaas waar generaal Lemmer groot geword het. Sy ma se plaas. En toe het hulle daar so seker omtrent so 3 maande gebly. Die Engels het al hulle kos het hulle vernietig, jy weet, hulle het nog 'n bietjie boontjies op die end gehad. En dit hulle daar in die stofpaaie toegeskop, jy weet, in die grond en dinge. As jy ooit in die rigting van Bloemfontein reis, kom maak gerus 'n draai hierso by die Vroue Monument. Dit laat 'n mens nogal klein voel as jy hierso staan en agter ons kyk jy hierdie enorme groot monument wat vir hierdie vrouens se kinders wat die hoogste prys in die Anglo-Boereoorlog betaal het, te sien. En dan ook die graf van Emily Hobhouse. Nou, baie van ons ken die verhaal, maar daar is so baie ander mense wat ook nie die verhaal ken. Wat 'n wonderlike werk het sy net nie gedoen om die lyding wat hierdie boere, vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekampe hier gehad het, so bietjie te verlig. Maar met Emily was dit ook 'n ander geval gewees. Sy kon darm, as sy so 'n kamp besoek het, as wanneer sy klaar was, kon sy darm nog weggegaan het. Maar dink aan daai boere, vrouens en kinders wat vir 3 jaar in die mees haglikste toestande moes probeer oorleef het in hierdie konsentrasiekampe. Selfs hier in Bloemfontein ook, was daar amper 5000 vrouens en kinders van heinde en verre hiernatoe gebring. En ek sal graag wil weet, hulle sê nooit hoeveel van hierdie vrouens en kinders het in hierdie kampe oorleef nie, maar ek dink is nogal 'n baie interessante vraag, as 'n mens net kon geweet het, veral in Bloemfontein, hoeveel van hierdie vrouens en kinders het in daai 3-jarige Engelse oorlog wel oorleef en het van hier af weggegaan, weer terug na hulle plase toe. Weer terug na hulle plase toe, van hier af, van Bloemfontein af Boshoff, wat naby Kimberley is daar oor die 30 plaashuise afgebrand gewees. Van hier af moes hulle weer weggegaan het na niks. Van niks moes hulle weer 'n bestaan gemaak het. Hoeveel van hulle mans het ooit weer teruggekeer na die Anglo-Boereoorlog, na hulle plase toe? Hoeveel van hulle mans het nie net gesneuwel op die slagveld nie? En so moes daai vrouens en kinders weer daai durf gehad het, weer daai moed gehad het om op te gestaan het en weer oor te begin het op hierdie plase. Ja, kom maak gerus 'n draai. Mens voel nogal baie klein as jy hierso staan. Ek kan vir u verseker. In elk geval, die Engelse het hulle toe daar gevat van Bafferzoek af en na Turffontein, die reisbaan in Johannesburg geneem. Die hele lot vrouens van Marico, waaronder generaal Lemmers vrou was, my tante, en my oom, hy was raadslid gewees in die parlement, sy vrou ook,
En daar het hulle toe ruk gehou, tot hulle daar 'n petisie opgetrek het, dat hulle die vrouens moet laat uitgaan om vir hulle self te gaan sorg. En toe het hulle natuurlik vir hulle weggestuur van Tuffentein af na Mafeking toe. In Mafeking het hulle my moeder in 'n hotel gesit en ons kinders in die konsentrasiekamp. Kyk, my pa was die kommandant daar van die Aslaar met die belering van Mafeking. En hulle het vir haar 'n offer gemaak as sy vir hom ompraat en om oor te gee. Dan sal hulle vir hom 5000 pond gee. En 'n huis, die mooiste huis in Mafeking kan hy uitsoek en op sy naam transporteer. Hulle het gebeur, dan kry hulle hele Mariko Kommando, né? Dis skryf sy vir my brief, sê vir hom, die kinders is in die konsentrasiekamp. Sy weet nie of ons nog leef nie. Maar hy moet veg tot die bitter einde. En hulle sensor toe die brief en hulle stuur haar toe Kimberley toe. Hulle hou ons agter. Ons het so goed gevlug, dat die Engelse ons nooit gevang het nie. Maar die plase was so verniel geweest, die huise was afgebrand en daar was niks nie. Klere was skraal geweest en die komberse het hulle eenslag gegee vir die kommandemense om mee te vlug, sodat iets kan oorhou. En die Engelse het daar die kamp waar die mans met die karre en goed gewees het hulle bestorm en hulle dit als verbrand. Dit is ook omtrent meer komber. Die kruisvlag van daarop is net om die boere te helpen. Aan die plaas al weggeneem te word. En toe het hulle ingestem. Dus ons geloop tot by daardie groot laar van die Engelse. En hulle het ons toe met waans gestuur Heilbron toe. Toe ek so seentjie was, ek is ook nou nie meer so jonk nie, maar ek is ook nie so oud nie, het daar Afrikaanse rolprent ook verskyn met die naam van Die Bandeling. En ek kan onthou, as ek het reg is, het François van Heiningen in hierdie rolprent gespeel. En 'n mens, toe jy klein was, kon jy nie verstaan het, wat het hulle bedoel met Die Bandeling nie. Nou terwyl ons hierso staan, as 'n mens kyk na hierdie gesigte van hierdie oom en hierdie seentjie wat hierso is, dan wonder ek baie keer die mense wat hierdie beelde maak, wat gaan deur jou gedagtes as jy besig is en jy is betrokke by die Anglo-Boereoorlog? Waarin dink 'n mens as jy so beeld maak? En dan as jy nou kyk na hulle gesigte, dan kan jy die weemoed, die hartseer, die verlange, waar hulle eens op 'n tyd vry was, word hulle nou weggevoer deur hierdie Britse moordenaars. Onder andere, hierdie beeld hier agter, was hierdie boere wat ook teen die Engelse geveg het, wat toe gevang was deur hierdie Engelse, weggevoer per skip, na Bermuda, na Indië, na Switserland, vele ander plekke in die wêreld. Dan wonder ek, hoeveel van ons mense het ooit die moeite gedoen om eendag te gaan kyk, hoe lyk hulle grafte daarso? Mens lees ook in hierdie boeke van ons oor die geskiedenis van die boerevolk, dat wanneer hulle tot sterwe gekom het op so 'n skip, dan was hulle somme oorboord gegooi. Daar in die see het hulle vergaan. As 'n mens dink aan hierdie kinders, die dag toe hulle in die wêreld gekom het, hoe liefdevol het die moeder nie net haar ontferm
oor daai kind nie. Hoe trots was daai pa nie net gewees om te dink, hier is 'n nageslag vir hierdie erfenisplaas van ons. Ja, so het baie van ons, manne van die boerevolk, gesterf onder die hande van hierdie Engelse moordenaars. Toe draai die Engelse dadelik daar, stuur Lewanje met muile na die plaas toe terug. Dat is nie ver daarvandaan. En hulle kom daar en hulle gooi die goed uit die huis uit en hulle steek die huis aan die brand en hulle laai ons daar op die muilwaandjie. Nou, daar na Botersbergspad, na die Grootkamp toe. Toe ons daar by die Grootkamp kom, en dit is in die aand, en ons het onder die wa geslaap. Toe die ander dag môre, toe vat hulle ons en hulle laai ons op Wangs en Belfastkamp. Toe ons uit die trein klim, want jy weet daar word nog nie treinspore geloop in Bethlehem nie. Toe met ons Harry Smit toe met die trein. Toe ry hulle ons met die ossebaan na Harry Smit toe. Met ons eie ossebaan, met die osse, ry hulle ons toe soontoe. En toe klim ons daar in die trein. Toe sê hulle, Marijsburg, gaat hulle ons naartoe vat. Maar hoeveel families, as ek vir jou sê, was op daardie trok. Was my ma met haar kinders, en nog 'n tante en 'n dogter, en nog 'n ander vrou met haar 8 kinders. En daar was ook Annie Geldenhuis met haar dogter, en nog Tamina Hofman met haar dogtertjie. Ons was almal in een trok. Toe het ons na Oos-London toe gegaan. Daar het ons sulke sinkhuise gehad. Toe het hulle ons na Glen toe gebring en daar het ons op 'n trein het hulle ons op 'n trein gesit wat beeste vervoer, die trok. Dit is die môre vroeg. En ons het die aand so skemer het ons in die kamp gekom op Brandfort. Die môre vroeg, toe gaan hulle en toe ons weer sien, toe trek die trein in. Hierdie hoë kooltrokke is nog soos hulle die kole uitgegooi het, nie eens uitgevier nie. En dan sê julle moet daarin. En tussen elke trok staat 'n Tommy met 'n geweer. En hulle trek die seile daaroor. En hulle trein blaas en hy vat ons weg. Ons weet nie waar gaan ons heen of wat gaan nou gebeur nie. Die vrouens het nie, en daar is nie 'n plek nie, hulle hou net 'n kombers in 'n hoek van die trok en 'n pot en hulle wil behoefte het. Ons seentjies is sommer hier deur die gaatjies van die trein as ons wil water aanlaai. Toe die trein voorttrek, toe sing hulle die Transvaalse volkslied, die vrouens en met 'n paar ou vlae gehad en hulle steek die op en hulle sing die Transvaalse volkslied. En toch zo lang geknecht, het heeft geofferd goed en bloed, voor vrijheid en voor recht. Kom burgers, laat het lachen wapperen, ons lijden is voorbij. Roept in de zegen onze dapperen, laat vrij ons zijn. Daar het ons slegte kos gekry. Wat 'n wonderlike of 'n ongelooflike ervaring is dit nie net hier by die Bloemfonteinse museum nie. Nou hierdie tafel wat jy nou gesien het, hierso staan, hierdie tafel en stoele is deur president Paul Kruger en Sir Alfred Milner, Britse hoofkommissaris van die Kaapkolonie gebruik, toe hulle die spoorwegbureau in Bloemfontein onder voorsitterskap van Abraham Fischer samesprekings gevoer het. Die konferensie is deur bemiddeling van president M.T. Steyn belê ten einde te probeer om die geskille tussen die Suid-Afrikaanse Republiek en Groot-Brittanje, waaronder die uitlandervraagstuk, vreedsaam te skik.
Die onderhandelinge het misluk, waarna die Anglo-Boereoorlog op 11 Oktober 1899 uitgebreek het. Dit is iets besonders. En dra naar Belfast stasie toe, van die concentratiekamp af, ja, ze nou aan naar Belfast concentratiekamp. Die môre vroeg, toe gaan hulle, en toe ons weer sien, toe trek die trein in, trein blaas, en hy vat ons weg. Ons is naar en honger, en toe vat my oorlede suster, die blaadjie in sy deel dit, om ons elkeen 'n stukkie vleis te kry, om aan die lewe te hou. Want hulle het ons nie kos gegee. En ons het maar bitter gehad met kos ook. Je weet, ons is plaasmense. En toe kry ons blikkies kos, en dan stoep men ook. En jou hare klinkers. Is dat al lekker? Om te dink, je komt van zo'n plek af, en je moet van zo'n plek ingaan. Suster Anna, ek hoor hoe die kindertjies roep vir my, van ons klompie moes ek nog die laaste bly. Kom, neem toch my hand, soos jy dikwels doet. Ag, altyd was suster vir ons so goed. My man, hy lê ver langs Tugela stroom af, en niemand weet waar of hy rus in sy graf. Ag, suster, en neem nou die Heer nog vir my, dan is Pieter alleenig nog oorgebly. Ek weet, hy bly staan met sy roer in sy hand, ja, trou tot die dood vir sy volk en sy land. En mocht dit so wees, dat die Heer hom behoed, so bring hom toch, suster, sy moeder haar groet en sê vir hom, selfs op die donkere rand, het jy vrees nog bewing gevoel aan haar hand. Sy ruimte so wyd en so vry.
die water weggestuur. Du, kindje, môre kom ons papie weer, dan gaan ons weer huisie bou. Du, liefling, du nou. Wie roer die tentseil daar? Dis nou so 4 dae voor Kersfees in 2013 en ons staan by nog een van hierdie moordkampe van die Engelse, naamlik die konsentrasiekamp hier op Bloemfontein. Nou ek kan vir u sê, hier is 'n hitte vandag in Bloemfontein wat regtig, jy kan verseker wees, dis vrek warm. En dan dink ek so aan hierdie vrouens en kinders wat hier was. Wat het hulle gedoen op 'n dag soos vandag? Dis nou toevallig Sondag. Op so 'n dag wat dit so warm was. Met honderde vliee, want vliee was een van die grootste pla hier in hierdie kamp, hier in Bloemfontein. Hierdie kamp is op 18 Februarie 1901 geopen. En praat van vliee, hier's nou wragties een. En in daai tyd, in Februarie, was al klaar 1850 vrouens en kinders in hierdie konsentrasiekamp. Nou die konsentrasiekamp was nou 'n entjie terug, daar na die vroue monument se kant toe. Ons staan nou by een van die 2 kerkhowe waarin hierdie vrouens en kinders begrawe is. Nou by die eerste kampkerkhof is reg in die middestad, so te sê in die middestad van Bloemfontein. Daar is die boere, vrouens en kinders sommer deur mekaar met die Engelse soldate wat dood is aan maagkoors begrawe. En toe daai kampkerkhof vol word, was hulle toe nou hier na hierdie kampkerkhof toe gestuur, heeltemal aan die suidekant van die dorp. Die superintendent wat hierso in hierdie kamp in beheer was 'n McCarthy. En dan was daar Dr. Pearn wat ook maar sy werk hierso gedoen het. In Junie 1901 het die kampgetal geskuif na 4753. Mense, kan jy vir jouself indink op so 'n snithete dag met 4700 kampinwoners, hoe het dit net nie gegaan nie? Kinders was siek, vrouens was siek, dit was warm, daar was vliee gewees. Ek het dit al so dikwels gesê, nee, ek dink nie 'n mens kan jouself indink hoe moes 'n mens op so 'n dag gevoel het met hordes mense tussen jou wat van heinde en verre deur hierdie Britse moordenaars na hierdie konsentrasiekamp toe gebring is nie. In Julie 1901 het die kampbevolking geskuif na van 4753 tot 5036. 5036 vrouens was in hierdie konsentrasiekamp gewees. Mense, ek stap daar deur die museum hierso in Bloemfontein. En ek moet sê, werklik as u in hierdie omgewing is, kom maak gerus 'n draai. Jy sal verstom wees. Ook aan die vriendelike ontvang van die personeel by die Bloemfonteinse museum. Baie dankie. Baie dankie dat daar nog mense is soos julle wat by die museum werk, wat se harte nog warm klop. Spesiaal aan Johan van Sail. Baie dankie vir die toestemming om ons te gun om met die kamera net so terugblik in hierdie konsentrasiekamp lewe van hierdie boerevolk van ons vir u so 'n stukkie te wys. Nou ja, ek het dit vroeër gesê, seker omtrent 150 na 200 as dit nie dalk meer kilometers is nie, lê daar 'n dorpie naby Kimberley, die dorp se naam is Boshoff. Daar het die Engelse heeltemal verwoesting gesaai met hulle verskroeide aarde beleid. Hulle het omtrent 30 plase afgebrand en hulle het oor die 3500 beeste gesteel. Jy kan geen ander beskrywing wees, jy kan nie net beslag lê op iemand se goedere en doen daarmee wat jy wil nie. Hulle het fisies daai beeste gaan steel van die plase af, baie net doodgemaak en ander natuurlik vir hulle eie soldate
het hulle dit gebruik. In professor Raad se boek sê dit weer eens, 'n geweldige vleeplaag. As jy dink, op 'n pragtige somerdag braai jy vleis. Jy het skaars vleis gebraai, dan kom sit die brommers. Sommige net ewe skielik is hulle daar. Kan julle vir julleself indink hoe hierdie vrouens en kinders in hierdie kampe moes gevoel het met hierdie hordes vlee? En wat bring vlee? Hulle bring pes. En as jy op 'n bed lê, is daar seker niks meer hinderlik as jy miskien 'n bietjie wil slaap en 'n vlieg pla jou nie. En selfs hier ook waar ons in hierdie kampkerkhof staan, jy kan nie glo, daar sit nou toevallig 'n vlieg bo op die mikrofoon van die kamera. Mense, sal ons werklik weet wat hierdie vrouens en kinders in hierdie kampe beleef het. Die ander groot probleem was natuurlik higiëne, toilethigiëne. Hulle sê dit het die een pes na die ander pes gebring. As daar nie voldoende toilette is, soos op baie plase het jy 'n pitlatrine gehad. Hier het vrouens basies, as jy 'n boom vat, 'n langerige boom, en jy het hom afgesny, dan het jy 'n paal hier geplant en jy het 'n paal daar geplant en jy het daai boomstomp so dwars oor die paal gelê. So mis vrouens die latrines gebruik het. Hulle sê baie van hierdie vrouens was so swak geweest dat hulle agteroor geval het in die ontlas van ander vrouens en kinders. Dit vat binnekant aan 'n mens. As jy moet stil staan en jy dink net, wat moes hulle deurgemaak het? En dan wonder ek baie keer as ek by so 'n plek is, hoe vergewe jy daardie Engelse moordenaars wat hulle gedoen het? Lizzie van Sail. Ek dink daar's bitter min mense wat nog nie haar foto gesien het, wat heeltemal uitgeteer was van hongerte. Een Engelse verpleegster skryf, ja, sy was 'n idioot gewees. Sy was miskien nie normaal soos die ander kinders, dis wat sy nou beweer, toe Lizzie van Sail in die kamp was nie. Maar gelukkig was daar nog 'n boeretannie gewees, meneer van Botha, wat haar ontferm het oor Lizzie, en sy het by Lizzie gestaan, totdat sy haar laaste asem uitgeblaas het. Kyk na hierdie foto van Lizzie van Sail. Hoe kan 'n mens, enige normale, regdenkende mens, dit doen aan 'n kind? Hulle sê die sterftes per 1000 per jaar was 462 gewees. 462 sterftes per jaar het plaasgevind in hierdie kamp hierso in Bloemfontein. As 'n mens 'n oorsig wil doen oor hierdie kamp in Bloemfontein, dan moet ek vir u sê, die grootste probleme hierso was maagkoors. Daar was geweldige hitte gewees soos in vandag. Ek kan vir u verseker, ek staan so half in die koelte van 'n boom. Dit is vrek warm vandag. Daai bittere lyding wat daai vrouens en kinders moes deurgemaak het, dink ek nie ons sal ooit werklik kan besef. Hulle sê die sterftes in hierdie kamp kinders onder 15 jaar was 1236. 1236 kinders het hier gesterf. En as ons nou kyk na hierdie kampkerkhof, dan is dit hoe ons vir daai kinders en daai vrouens dankie sê. Ja, ek neem in ag, dit is nou die reenseisoen, maar mense, hierdie plek is regtig verwaarloos. Ek wonder hoeveel Bloemfonteiners weet van hierdie kampkerkhof. Hoekom stig julle nie so 'n groep mense wat in hulle eie tyd ook hierdie plek weer menswaardig kom maak nie? Hulle sê kinders en persone wat ouer is as 15 jaar was daar 432. En dit het 'n totaal gegee van 1695. 1695 boere, vrouens en kinders het hulle lewe afgelê in hierdie moordkamp van die Engelse op Bloemfontein. Kom maak 'n slag gedraai. Kom loop bietjie hier rond. Kry 'n paar vriende. Maak dit 'n projek. Moenie laat ons hierdie mense vergeet nie. Eendag lank gelede. So begin alle sprokies.
Waar is u gebore? In Philippolis in 1865. Die tweede kind van Dominus en mevrou Fraser. Ek was gebore terwyl my vader in Forest Smith die dienste daar waargeneem het. Sondag. En my moeder het my dikwels vertel hoe my vader sy dogter verwelkom het en vir jare was ek die enigste dogter en het tot sy dood was so innig geheg aan mekaar. Haar pa was die tweede geslag Frasers in die land. Haar oupa, die eerste, 'n predikant op Beaufort Wes. Sy was die kleindogter van een van daardie Skotse predikante wat Lord Charles Somerset na Suid-Afrika gebring het. En sy het was in 'n Engelssprekende huis, maar in 'n kultuurryke huis. Haar enigste dogter, bederf. So het dit gekom dat die 12-jarige Tibby saam met haar ouers na Edinburgh in Skotland reis, waar haar pa as afgevaardigde van die Vrystaatse NG Kerk 'n Presbyteriaanse konvensie gaan bywoon. Op die boot ontmoet sy vir Teunus Steyn vir die eerste keer. Kan jy nog iets onthou? Ja, alles, want jy weet, ons kinders het baie gou ontwikkel. En wat vroeger Lambres van Philippolis gewees. Ja. So begin Tibby en Teunus se verhaal. 'n Toevallige ontmoeting wat albei vergeet in hulle jare van grootword en verder studeer. 6 maande later is sy terug op Philippolis en Teunus 'n regsstudent in Londen. Dit was ook uitsonderlik dat Dominee Fraser sy dogter gestuur het na die Damesinstituut Unisie in Bloemfontein, want 'n Victoriaanse vrou het nie werklik daai opleiding nodig gehad nie. Naweke bring sy in Bloemfontein deur by haar oom John Fraser, 'n volksraadslid. Vakansies is sy op Philippolis. So verloop die jare. Dis haar oom John wat 'n partytjie reël om Tibby, nou 'n jong onderwyseres, aan 'n paar studente voor te stel pas terug van Brittanje. En een van hulle is Teunus. Ek het Teunus leer ken. As hierdie flirty character, soos hy na homself verwys het, wat geflankeer het met die meisies, die jonge dames van die Vrystaat, toe hy deel was van die rondgaande hof. Hy was 'n minsame persoon. Baie mense het gesê om hom te geken het, was om hom te bemin. Dit was, so vertel Tibby jare later, liefde met die eerste oogopslag. En hulle raak verloof. Die jong advokaat is 'n hartstogtelike hofmaker. I never thought, my girlie, that I would miss you, my darling, as I do. Those hours spent with you in my arms can only come back to me in dreams, only to have me more lonely when I wake up. Vir 'n liefdesverhaal om reg te wees, moet dit waar wees, en dit was waar. Steyn was hierdie ongelooflike aantreklike karakter, 'n groot Vrystater, sterk persoonlikheid, maar met 'n very tender heart. Tibby word deur 'n tydgenoot as outstandingly beautiful beskryf, grasieus met blou oë en bruin krulhare. Teunus skryf aan Tibby na 'n lang afskeid dat hy haar en haar broer Harry op Koelsberg sal kom haal. Now don't forget to buy Harry a pair of goggles with non-transparent glass, or perhaps a pair of blinkers. I suppose he will travel with us in the same cart. Therefore the reason for the blinkers is obvious. Na 'n verloving van 3 jaar trou hulle. Een van haar vriendinne borrel opgewonde oor Mr. and Mrs. Advocate Steyn. It sounds quite grand, doesn't it? En die troue is 'n swierige geleentheid. Teunus se ouers is spoggerige mense. Dis nou Martiens Blinkstewels, soos die mense hom noem, en sy vrou Cecilia. Die Frasers is bekende en geëerde Vrystaters en Tibby, hulle geliefde oudste dogter. Haar pa lei die diens en haar oom John Fraser, die volksraadslid, bring die bruid die kerk binne. Haar ouers ontsien geen onkoste nie. Haar rok is 'n skepping van Pratt & Keith van Aberdeen in Skotland. En die koste daarvan, tesame met die duur borspeld, was volgens koerantberigte meer as Dominee Fraser se leraarsloon vir 'n hele jaar.
Teunus, van nature 'n ekstrovert en spitsvondige spreker, hou 'n sprankelende toespraak. Kaapse wyne word bedien en soos The Friend, die gesaghebbende koerant oor almal se doen en late in die Vrystaat berig, nothing was wanting to the auspicious grand wedding in the history of Philippolis. Tibby, sagsinnig, beeldskoon, die kranige onthaler en die deftige jong vrou van advokaat Steyn en op 24 regtersvrou. Teunus is net 31 jaar oud as hy regter word. En hy word nou reeds deur sy tydgenote as 'n moontlike toekomstige president uitgewys. Twee charismatiese jong mense, versot op mekaar. 'n Toekoms van vervulde drome lyk so seker. So seker. Die sprokie kan nie anders as om 'n gelukkige einde te hê nie. In die volgende 10 jaar gee Tibby geboorte aan 5 kinders. Haar oudste, Colin, vernoem sy na haar pa. Dan is daar Hannah, Gladys, Tibby en Emmy. Einde 1895 bedank president Francis Rhodes en Teunus stel homself verkiesbaar. En so ook Tibby se oom, John Fraser. Teunus behaal 'n klinkende oorwinning met 'n meerderheid van meer as 80%. Op die oog af het John Fraser dit so aanvaar. Hy het vir Tibby in die kerk gebring met die inhuldiging. Hy het niks laat blyk nie. Maar in persoonlike dokumente het hy 'n wrok teen Teunus gehad. Die aand wat Teunus verkies is, daai selfde dag, die aand het sy ondersteunings gaan betoog voor die Steyns huis in Greenstraat om hulle misnoë te wys. Die familieonenigheid oor die presidentskap is maar net 'n oefenloopie vir 'n stryd van ongekende omvang. Elke era het sy politieke uitdagings. En in die era waarin sy groot geword het, was die groot politieke kwessie die behoud van die vryheid van die twee boererepublieke teen Britse magsuitbreiding in Suid-Afrika. Vryheid, nie godsdiens of kleur of taal nie. Toe sy presidentsvrou was in Bloemfontein, die spreektaal in die presidentsie was in elk geval Engels. En ek weet dit, want een van die reisigers wat daar aangedoen het, Paul Bigelow, het gesê op 'n tuinparty waar hy gewees het, het gesê, it might have been in England, want dit was net Engels, dat hulle self beskou het, hierdie Engelssprekende republikeine. Dit was vir my so pragtig, hulle het hulle self beskou as boere. Hulle het so na hulle self verwys. Daar was in die hele Vrystaat, was daar nie werklik 'n skeiding tussen die Afrikaans en Engels soos ons dit vandag ken nie. Jy was of republikeins gesind of jy was imperialisties gesind. Tibby is soos Teunus hartstogtelik republikeins. Gespanne onderhandelinge met Sir Arthur Milner oor stemreg vir die uitlanders sleep voort, totdat president Kruger haltroep met die woorde: "Dis nie die stemreg nie. Dis my land wat julle wil hê." So loop dit uit op oorlog. Met die naderkomende Britse mag het mevrou Steyn haar besittings gepak en die presidentsie verlaat. Die dag waarop Tibby en Teunus presies 13 jaar tevore op Philippolis getroud is, vlug sy uit Bloemfontein. Teunus vertrek 2 dae later, binne ure voordat die Britse troepe Bloemfontein beset en die Union Jack oor die presidentsie wapper. En ons is toe die 10de Maart 1900 is my moeder en ons uit die presidentshuis en ons het toe gegaan na Kroonstad waar die regering toe was. Tibby en haar kinders ry met 'n kapkar van dorpie tot dorpie om uit die pad van die Britse troepe, maar ook naby Teunus te bly. Na die slag van Spioenkop was jong Colin nog by sy pa, maar die wese van die oorlog verander vinnig. Die boerekrygers volg nou al hoe meer 'n strategie van toeslaan en ontwyk. Afskeid word onvermydelik. Op 14 Julie 1900 groet Tibby en Teunus mekaar op Foriesburg. Hy was in die toppunt van sy
gesondheid. 'n Amerikaner het hom toegesien en gesê he was full of pluck and he was still going strong. Hy was 43 jaar oud, sy 35. En hulle sou mekaar nooit werklik weer so sien nie. Sy in elk geval nie vir hom nie. Toe sy vir Teunis gegroet het in Veriesburg, het sy vir hom gesê, sy sal alles verduur solank sy gesondheid net behoue bly, solank hy nie teruggegee kan word aan haar aan die einde van die oorlog. Sy is nog steeds op Veriesburg toe die Britse 10th Division onder generaal Sir Archibald Hunter die dorp beset. So is sy die eerste vrou van 'n boereleier wat as gevangene deur die Britte aangehou word. En ironies, gevang deur troepe aangevoer deur 'n afstammeling van dieselfde Skotse voorsaat as hare. Moontlik is dit juis die verbintenis wat die Britse opperbevel laat hoop het, hulle kan van haar 'n bondgenoot maak, of minstens 'n goedgesinde gesant. Die bevelvoerder wat na haar toe gekom het, generaal Hunter, het haar probeer oortuig dat sy na Teunis toe gaan en hom oortuig om die oorlog te staak. En sy het gesê, sy kan dit nie doen nie, hy sal haar misken as 'n vrou. En dit is in teenstelling met Annie Botha, wat Roberts byvoorbeeld in Pretoria gevra het om na generaal Louis Botha te gaan, en sy het gegaan. Sy het hom probeer oortuig om miskien 'n einde aan die oorlog te maak. Hoe groter die sielkundige druk, hoe onaantastbaarder sal Tibie word. 'n Kern van sterkte, onaangeraak deur manipulasie en treitering. Dit laat haar geestelik oorleef. En dan was haar natuurlik haar charme. Altyd haar charme, 'n geduchte wapen. Maar nou loop ons Tibie se storie te ver vooruit. Gewapende begeleide het sy Bloemfontein toe gegaan en dit was vir haar onbeskryflike vernedering. Sy het die Union Jacks op al die staatsgeboue gesien en sy het dit net 'n geweldige vernedering ervaar. Haar vriende het haar versaak. Dit was 'n imperiaal gesinde, vyandige Bloemfontein en sy was daar heeltemal op haarself aangewese. Om taktiese redes word baie van die vrouens van boereleiers nie konsentrasiekamp toe gestuur nie. Maar die Britse bevel voer dikwels 'n sielkundige stryd teen hulle, om so druk op hulle mans uit te oefen om oor te gee. Ander simpatiseerders met die boere word die teikens van drastiese optrede, soos haar pa. Die pastorie op Philippolis word afgebrand. Haar suster Emmeline en haar pa word in die Bloemfontein kamp aangehou. Die oorlog skeur haar familie in twee. So is Dominee Fraser republikeins gesind. Sy jonger broer John Fraser imperiaal gesind. Ook Dominee Fraser se eie gesin skeur. Sy seun, Tibie se jonger broer Harry, sluit hom by die Rand Rifles aan. Harry is vriende met Cecil John Rhodes en hy skaar hom so sy oom John Fraser aan die imperiale kant. Maar Gordon, Dominee Fraser se jongste seun, is 'n republikein soos Tibie. Hy is Teunis se privaat sekretaris en saam met hom in die veld. Die skeidslyne in die vooroorlogse Vrystaat tussen imperiaal gesindes en republikeins gesindes het gedurende die oorlog en daarna in skeure van onverzoenbaarheid gedegenereer. Dit het vir geslagte voortgeduur. Mense wat mekaar net nie wou vergewe nie. Die oorlog het regtig hierdie gesindhede so geweldig verhard, wat eintlik baie jammer is, maar dit het voortgeduur vir geslagte tot omtrent vandag. Tibie is prakties gesproke in huisarrest. Sy kan nêrens heen beweeg sonder amptelike verlof nie en altyd onder gewapende bewaking. Daar is nie eens sprake dat sy die Bloemfontein konsentrasiekamp mag besoek nie. Berigte van die dodesyfer bereik haar.
En nog ontstellender. Soms kan sy vanweë die onhigiëniese toestande in die kamp dit tot in Bloemfontein ruik. Daar is kleinlike beperkings, soos haar kinders mag nie op straat fietsry nie. Emile Hophouse, wat op daai stadium by die konsentrasiekamp gewerk het in Bloemfontein, het gewonder, hoekom is sy so aan sulke kleinlike beperkings onderhewig? Want hulle erken nie meer Teunus as president nie. Why thus torment his wife? Daar is een voordeel vir Tibby met familielede aan albei kante. Haar oom John Fraser help haar om haar jonger sussie Emmeline en haar pa Dominee Fraser uit die Bloemfontein kamp te bevry. En toe haar pa in Augustus 1901 vir 'n tweede keer kamp toe gestuur word, die keer na die kamp op Betuli, is dit haar broer Harry wat haar help om hulle pa uit die kamp te kry. Teunus word saam met generaal de Wet een van Kitchener se belangrikste militêre teikens. Groot veldtogte word van stapel gestuur om hom en generaal de Wet vas te trek. Kitchener behaal gedeeltelike sukses. In een van die veldtogte word die volle presidensiële staf op reis gevange geneem, maar hy ontsnap. Tibby leef van gerugte. Sy hoor Gordon leef, maar dat hy na Bermuda verban word. Sy hoor Teunus het ontsnap. Verder kan sy net hoop en glo. The worst of irreconcilable women. Vroegsomer 1901 en Tibby word deur Kitchener na Europa verban. 'n Strafmaatreël wat hy bedink om die boereleiers wat nog veg tot oorgawe te probeer doen. Die vroue van generaal de Wet, generaal Skalk Burger, regter en nou in die oorlog generaal Hertzog en generaal Smuts word saam met haar verban. Hulle uitgawes sal aan boord van die boot na Europa betaal word, maar daar sal hulle self moet onderhou. Sy word nadat sy vir 17 maande niks van Teunus gesien of gehoor het nie, toegelaat om 'n brief aan hom te skryf. I wish I could write to you without having a third person to see this. How I would love to say something about the prison situation, but I cannot. My heart is very full. You know what my wishes are for you. I must now wish you a very, very loving goodbye. En van sy dogter Gladys. Oh, Father, how I long to be with you. I'm very, very proud of you. How I wish I were a boy that now I can come and fight with you. Die Vrystaat en Transvaal was in daardie stadium, in die woorde van generaal Smuts, a waste wilderness without living soul or beast, the primeval stillness of which is only broken by the march of Boer commandos or English columns. It baffles description. So groot was die Europese weerstand in Kitchener se oorlogstaktiek, dat hy nie sy planne kon uitvoer nie, en Tibby het gebly. Die oorlog nader nou vinnig sy einde. President Steyn is te siek om aan die vredesamesprekinge deel te neem. Generaal de Wet as waarnemende president teken namens hom die vredesooreenkoms. Towards the end of the war, my father became ill. Had he remained well, I doubt the peacevereniging would have been accepted. Eers het ons sulke pragtige oorwinnings gehad, en dit was 'n groot troos. En die sluiting met die vrede? En die sluiting van die vrede was, ek kan sê, onverwags. Onverwags. Maar dit was ook eintlik die ondergang van Teunus. Want hy is vergelyk met hierdie reuse eik, en die eik het omgeval. Tibby het geweet hoe sterk gekant Teunus teen oorgawe was. Generaal de Wet besoek haar in Bloemfontein met generaal Knox. Intussen wil die Kitchener getelegrafeer aan die Engelse generaal in Bloemfontein. President Steyn is not expected to live. Kindly inform what Mrs. Steyn's condition is, because she must come as soon as possible. Hulle het geweet hoe lief hulle was vir mekaar en hulle was te bang om vir haar te sê in wat se toestand hy is. Daar was in ouma se lewe geen groter gebeurtenis as haar huwelik en samesyn met oupa nie. Man, ek wil nie die woord los gebruik nie, maar sy het oupa omtrent aanbid.
Die liefdesverhouding tussen my ouma en oupa Grootjie was legendaries. Ek is seker dat daai liefde is in die hemelse joernale opgeteken. 23 maande en 1 dag. 'n Tydperk wat Tibie nooit sal vergeet nie, nimmer eindigend, maar nou uiteindelik. Toe ons by die woning kom van die dokter, toe lê my pa in 'n bed met groot brille op, sy stem is so diep en hy is absoluut verlamd. Maar hy kon praat en gelukkig is sy brein nooit aangetast nie, maar hy kon nie 'n vinger verloor nie. En hy het alles dubbel gesien. En my moeder was ontsteld, maar hy sê aan haar, as jy so lang jou vrou nie gesien het nie, is dit heeltemal goed om twee te sien. Klinkt nou erg, maar ek moet dit vir jou vertel. Hy kon nie enige harde kos of so sluk nie. Sy moes al sy kos vir hom kou. Fyn kou. En dan so probeer inkry by hom. Die Engelse koerante het daarvan gepraat as Mr. Stein's position in health is hopeless. En sy het net besef, hy gaan 'n lyding deur 'n diepe droefgeestigheid, afgesien van dat hy werklik fisiek afgetakel was. Sy moet hom uit die land uitvat. Op die skip. Na Europa, die skip het by Engeland aangedoen. Hy het geweier om voet aan wal te sit by Engeland. Hulle moes hom dra in 'n draagbaar na 'n Nederlandse skip. Hy wil nie sy voet op Engelse grond sit nie. En reguit Holland toe en in Holland en Switserland en Frankryk gebly gedurende daai periode. En onder die toesig van Dr. Winkler, wat 'n Nederlandse geneeskundige was, het hulle die behandeling daar gekry. En Winkler se woorde was vir vertel ouma my. Hy het gesê ek is nou besig met my vakansie. Ek is in die middel van my vakansie. Mevrou Steyn, ek beloof u, vir geen gekroonde hoof sal ek hierdie vakansie, waarna ek so lank vooruit gesien het, onderbreek nie. Vir president Steyn sal ek. 'n Gehate boer in Brittanje, maar in Europa is Teunus 'n gevierde kryger en held van die stryd. Die Duitse keiser stel 'n trein tot hulle beskikking. Hulle word gul ontvang en hulle kry baie hulp en steun, soos van die Nederlandse nywerhaar Anton en sy vrou Helene Krüller-Müller. Die hele Europa is die boere goedgesind, maar Tibie moet fyn beplan om haar gesin te onderhou. Hier in Europa was sy eintlik die spil waarom alles gedraai het. Teunus het vir sy skoonpa gesê, sy ben my alles in alles. En sy was dit werklik. Sy moes self besluite neem, soos finansies. Hulle finansies was maar beroerd in Europa. En 180.000 pond wat die Transvaalse regering in Europa gelos het daar vir noodlydendes na die oorlog, het Leids byvoorbeeld na haar toe gekom. En as 'n gebaar het hy gesê of hulle Steyn kan help, en sy het dit van die hand gewys, want sy het gesê dit gaan nie strook met hoe hy voel nie. En hulle self eintlik benadeel, maar dit was soos sy gevoel het. 'n Lewe onherroepelik verby. Die Teunus van wie sy in die nag op 14 Julie 1900 afskeid geneem het nooit teruggekeer nie. 23 maande en 1 dag. Die Steyns in Europa, ondanks die beeld na buite, is hulle verarm en sonder inkomste, met net Tibie se krag wat die gesin moet deurdra en Teunus aan die leef moet hou. Sy vervul 'n rol met verrykende implikasies. Maar die feit dat sy vir president Steyn weer op sy bene, op sy voete gebring het, en dit was hyperbelangrik in 'n naoorlogse situasie van wat die mense totaal geruïneerd was. Hulle moes 'n leier hê en alhoewel hy alleen op onze rust relatieve afsondering gesit het, was hy 'n faktor om mee rekening te hou. Genesing is stadig en nooit volkome nie. Man, jy moet sien daai ding wat hy aan ouma geskryf het.
toe hy nou alweer kan begin skryf. Sy waardering wat hy vir haar gehad het. My own darling, light of my life, desire of my heart, I love you. God bless you. Your own sweetheart, Jenny. En dan in Europa, hulle was nie werklik bereid om enige huldeblyk te aanvaar, die Steins nie, hoegenaamd nie. Maar in 1905, net voor hulle terug sou kom, Suid-Afrika, was hulle bereid om van die boerenkommoditeit van Antwerpen, was daar so huldeblyk die aand op so kultuuraand. En daar was daar 'n staande ovasie wat daar, soos die koerante gesê het, is skynlik daar het nie 'n einde daaraan gekom nie. Toe hy terugkeer na die plaas toe, moes die plaas ingerig word om daai verswakte toestand van hom te akkommodeer. Daar is 'n spesiale stoel geskep waarin hy kon sit en lees op sy eie. Hy het hier geëet, ouma het hom hier gevoer. Die deure, veral die deur na hulle slaapkamer, sy deurknoppe moes vervang word want hy het geen krag meer gehad in sy hande nie. En die deurknoppe is so gemaak dat hy dit net kon afdruk met sy hand en die deure dan vanself oopgegaan. So sy lewe was tussen sy studeerkamer en die slaapkamer waar hy dan self kon beweeg en sy lewe hier deurgebring het. Ondanks sy verswakte toestand, speel Tenis 'n sentrale rol in die Suid-Afrikaanse politiek, wanneer die Vrystaat, toe bekend as die Orange River Colony, selfregering kry. Ook is hy ondervoorsitter van die Nasionale Konvensie om die Unie tot stand te bring. En hy en Tibby is deel van die afvaardiging na Brittanje vir die viering van die Uniewording in Buckingham Palace. Tibby word 'n nasionale figuur na Tenis, waarop 'n breër Suid-Afrikaanse publiek trots kan wees. Daar is stilweg veranderinge in haar lewe, soos dat haar spreektaal Afrikaans word, maar sy sorg dat haar naam uit die politieke gedrang gehou word. Ek het byvoorbeeld in 1915 met die rebellie, het ek gelees dat mevrou generaal Piet Joubert het 'n optog van vrouens gelei na die Uniegebou om te probeer 'n voorspraak maak vir die rebelle. En hulle het mevrou Steyn gevra om deel te neem, sy het nie. Sy het net so 'n neutrale boodskap gestuur. En toe hulle haar later vra om handtekeninge parlement toe te vat, toe sy absoluut geweier. In November 1916, my father addressed a meeting of Oranje Vrouwenvereniging in Bloemfontein. I had accompanied my father to Bloemfontein, but had no intention of attending the meeting. I happened to see a very interesting map of the First World War, which I bought, and went to the meeting to give to my father. When I came there, he was speaking. Suddenly he stopped, raised his hand to his head, and dropped down. Old Dr. Otto Krause was very soon on the scene. He examined him and gave us the sad news that he was dead. Uiteindelik, as jy dink dat Steyn, toe hy president word, was net 38 jaar oud, stroop hom van sy baard en van die gestruktureerde beelde wat jy op skool nog van hom geleer het. En jy kom af op 'n vlees en bloed persoon met dieselfde ideale en vreugdes en hartseer as wat ons het vandag. Hy was nie net 'n skynfiguur in sy nie, hulle was werklike mense van vleis en bloed. In Brittanje, Suid-Afrika en Nederland word sy dood met banieropskrifte aangekondig. Almal treur. It is doubtful, skryf die pro-imperiale The Friend, if ever a king on the throne or a president in office had won the love of his people more sincerely or was mourned more deeply than the man whose graveside was surrounded by 12,000 or more people. So skryf Tibby vir 'n vriendin. I had no tears. I was stunned. I felt paralyzed. I could have welcomed death. Die loyaliteit en
statuur wat hy gehad het uiteindelik op haar geval, maar sy het dit in haar eie reg ook verdien. Sy was geweldig invloedryk en dit is ook gedeeltelik as gevolg van die ou president wat eintlik bestempel as the uncrowned king of South Africa. In Duitsland sterf duisende kinders van hongersnood na die Eerste Wêreldoorlog. Tibby werk saam met haar vriendin uit die Boereoorlog daar, Emily Hobhouse, en loods in Suid-Afrika 'n reuse geldinsamelingsveldtog. Sy hou haar polities eenkant, maar aarzel nie om haar invloed te gebruik nie. Saam met Lady Buxton, vrou van die gouverneur-generaal, en Britse hulp aan die een kant, en die Oranje Vrouevereniging aan die ander, is die fondsinsameling 'n enorme sukses. Daagliks word tot 11.000 Duitse weeskinders in Leipzig kos gegee. Haar eie 5 kinders slaan elk sy eie rigting in. Veral Gladys onderskei haarself. Sy is 'n kampvegter vir vroueregte en bluestocking, soos vrouens met 'n akademiese inslag destyds bekend gestaan het. Sy word die eerste Suid-Afrikaanse vrou wat as advokaat begin praktiseer. Tibby is uit eie keuse politiese buitestander, maar nie haar kinders nie. Die Engelse pers het byvoorbeeld gepraat van the prestigious name of Mrs. M.T. Steyn. En almal het daar op 'n manier wat 'n agenda gehad het daarvan probeer gebruik maak. Soos byvoorbeeld haar manipulerende kinders met hulle eie politieke agendas. En nou weer het die oorlog gekom en vanuit dieselfde oord. Duitsland en sy satelliete is weer eens besig om die vredelievende lande van Europa te vernietig en dreig om ander lande, insluitende ons eie land, te oorheers. Die land het dus 'n onafgebroke stroom vrywilligers nodig om die leemtes wat in ons geliedere veroorsaak mag word, weer aan te vul. Saam met haar seun Colin neem sy deel aan 'n jaarlikse funksie ter ere van Tunis. Al is die eenheid vernoem na hom op pad na die gevegsfront. Bloemfontein, officers and men of the President Steyn Regiment paid tribute to the man who gave the regiment his name. He was the last president of the Orange Free State Republic and the father of our present Minister of Justice, Dr. Colin Steyn. Wreaths are laid by Mrs. Steyn, widow of the late president, and by Lieutenant Colonel C. McHardy, officer commanding the regiment. This ceremony is performed every year on the anniversary of the late president's birthday and keeps evergreen the memory of a great South African. Soos 'n halfuur tevore is Tibby weer eens deel van 'n familie polities geskeur in twee. Nou moet ek groot word in die huis op ons rus, die plaas van my oupa en ouma Steyn. Dis aangenaam genoeg, maar daar's 'n klein probleempie. In dieselfde huis vergader van tyd tot tyd, op dieselfde dak, saam, oom Collie, die leier van die Verenigde Party in die Vrystaat. My pa, die leier van die Nasionale Party in die Vrystaat. Auntie Emmy, die vroue leidster van die Ossewa brandwag. Auntie Hannah, 'n leidende figuur in die Engelsgesinde WAFS-organisasie. Ek dink dit staan voor iets soos Women's Auxiliary Forces. En dan is daar nog Auntie Gladys, 'n provinsiale volksraadlid van die Verenigde Party in die Vrystaat. En daar was geweldig uiteenlopende standpunte en deelnames op 'n kol wat Tant Tibby en Tant Lady elkeen 'n kiesafdeling in Bloemfontein beveg het vir verskillende partye. Die twee groot geeste, byvoorbeeld Tibby en Emmy. Ek bedoel, Emmy was op 'n stadium deel van die Ossewa brandwag. Nou, hoe ver kan mens nou half na een rigting toe gaan? Hulle het half beslag gelê op haar. Het haar werklik gebruik vir hulle politieke doeleindes, byvoorbeeld. Ek kan onthou op 'n stadium hoe daar teenstand was toe
Tibby en Emmy haar in voortrekkerrok wou plaas. Wat Gladys in Colin dit hoegenaamd glad nie kon veel nie. Dit was vir hulle nie werklik aanvaarbaar nie. Mens kan sien hoe het hulle nou tou getrek om haar statuur aan te wen vir hulle doeleindes. In daardie huis waar ek groot geword het ek nooit ooit 'n enkele kwaai woord hoor val nie. Ek persoonlik het nooit 'n enkele risie waargeneem nie. Ek persoonlik het nooit gesien dat van die familielede met mekaar oor hoops lê nie. Geen enkele woord nie. En die rede hiervoor was ouma. Ouma was die baas van die plaas. Ek praat van ouma Steyn. Ouma het nooit 'n woord oor die politiek toegelaat in haar huis nie. Sy het nie 'n harde woord toegelaat in haar huis nie. In haar huis mag daar net liefde en vrede wees. Al is dit hoe oppervlakkig. Dit is die situasie. En so het dit gebly. Wat sy werklik gevoel het, kan ek jou nie sê nie, want die familie was in 3 gedeel, 3 wat ek aan kan dink, daar was miskien nog 'n 4de een ook. Die politiek was baie lewendig in daai tyd. En later met die Tweede Wêreldoorlog het Marcelo ons wel brandwag bygekom en heftige gevoelens van alle aarde. Maar wat oumaatjie gevoel het, kan ek jou nie sê nie. Sy was baie neutraal, sy kon sake baie reguit stel. Maar sy het dit nie met soveel emosie gedoen, dat jy bewus was daarvan dat sy self sterk standpunte het nie. Haar politiek het opgehou toe die Vrystaat en Transvaalse Republieke hulle onafhanklikheid verloor het. Dit is die einde van haar politiek. Verder nie meer deelgeneem aan die politiek. Wat aan haar hart omgegaan het, weet ek nie. Meesal handhaaf Tibby haar neutraliteit te midde van al haar kinders se politieke doen en late. Behalwe toe haar jongste dogter Emmy openlik met generaal Hertzog, 'n geliefde vriend, bots. Emmy was tot 'n groot mate 'n heethoof en ek dink nie iemand kon haar werklik in bedwang bring nie. Sy het menigmaal met Emmy gepraat en Emmy het voortgewoeker en hierdie breek het mevrou Steyn uiteindelik na Hertzog self gegaan en vir hom gevra, kan hulle nie maar vrede maak nie, wat hulle wel gedoen het. Die politieke leiers het vanselfsprekend probeer munt slaan uit ouma. Ek bedoel, dit is 'n groot hulpmiddel vir jou politieke party as ouma saam met jou gesien word en geassosieer word met jou en dit lyk of sy jou begunstig. En nou word daar vandag gesê, daai leiers het misbruik vir ouma gemaak. Ek wil dadelik vir jou op rekord plaas, ouma was nie 'n mens wat van haar laat misbruik maak het nie. Vergeet dit. Dat hulle wel gebruik gemaak het van haar, is waar. En ek sê 'n paar voorbeelde noem, maar ek wil net dit kwalifiseer. Dit was elke keer met ouma se toestemming. Nie omdat haar arm gedraai is nie. Vergeet dit. Voorbeelde sal ek jou noem. My pa was die leier van die voortrekkerbeweging. En natuurlik met die stigting van die voortrekkers het hy gesorg dat ouma daar is. Het hy gesorg dat ouma beskermersvrou word van die voortrekkers. Het hy gesorg dat ouma aan sy sy staan. Ouma het dit graag gedoen. 1947, hier kom die Engelse koningspaar. As Engels koningsmense na Suid-Afrika gekom het, soos Edward in 1927, die prins van Wallis en George in 34 en later in 47, dan het hulle altyd vir haar kom sien. Die minister, die verantwoordelike minister wat hulle moet ontvang, is my oom Collie Steyn. Hy het 'n pragtige privaat persoonlike woning gehad, Waverley House daar in Bloemfontein. Hy sal hulle vir die dag ontvang. Hy nooi vir ouma vir ete saam met hulle.
in die familiepraatjies wat ek gehoor het oor die besoek van die koninklikes, was as volg, dat oumaatjie is aangesê om hulle te kom ontmoet in Bloemfontein, en sy het gesê nee, as hulle vader wil sien, dan mag hulle na die plaas toe kom. Maar oom Colin was altyd 'n groot diplomaat, en hy het tussenby getree en mooi gepraat. Nou na ete word daar 'n foto geneem van die koningsgesin en oom Colin, en natuurlik ouma's op die foto. Wow. Moles op moles, want daar's 'n groot deel van die familie, die nasionaliste, wat nie daarmee genoeg neem. Onthou die verkiesing is om die draai. Dis 47, 48 dae verkiesing. Hier staan ouma en maak gemeene saak met die koning van Engeland en Colin. Maar wat gebeur? 'n jaar daarna, Dr. Malan is nou in bewind. Wat is die eerste ding wat Dr. Malan doen? Een van die eerste dinge. Hy stuur ouma as gesant van die Suid-Afrika, die nuwe regering, die nasionale party, na Holland om die kroningsplegtigheid van koningin Juliana by te woon. En wat sy vir Emily so benoud skryf, o hemel, wat het ek aangevang? Want mens moet ook onthou, sy was 83 jaar oud al op daai stadium, nee. En 'n vliegtuig het nie direk gevlieg na Nederland nie, dit het maar verskeie plekke aangedoen voor hy daar uitgekom het. So dit was baie dapper van haar eintlik, en sy het gedink, dis die laaste daad wat sy vir haar volk gaan doen. Ouma was inderdaad as icoon beskou. En ek sê hoekom. Na die Boereoorlog was die Afrikaner verpletter. En dat hulle, soos jy goed weet, en ons al reeds oor gepraat het, uit mekaar begin spat. Maar almal het een ding in gemeen gehad. En dit was hulle liefde vir president en mevrou Steyn. Toe oupa nou oorlede is al daardie liefde op ouma gesentreer, want ouma is, net soos president Steyn, is die verenigde factor. Dis die enigste ding. Dis vredelik om te sê, maar waaroor die Afrikaner dit eens was. Watter politieke oortuiging en watter haat en neid hulle onder mekaar gehad het. Almal was lief vir ouma. Almal het opgesien na ouma. Almal het hulle respekte aan ouma kom betoon. Sy was die enigste, of was dit nie sterk genoeg nie, maar die enigste samebindende factor wat die Afrikaner gehad het. Dis hoekom sy as die icoon gesien is. Ek dink daar heb ek gedagte sou te groot gewees het vir my. Vir my was sy 'n ouma. Ek het nie van haar gedink as 'n icoon of 'n volksicoon nie. Nie hoegenaamd nie, want ons het haar nie as 'n nasionale figuur beleef nie. 'n eeu van genade. Tibby onthul die gedenkplaat in die Tweetoringkerk so sinoniem met ou Bloemfontein. In haar laaste jare verdwyn haar geheue geleidelik in die mistigheid van 'n verlede waarvan die wêreld al vergeet het. Sy prewel haar liefdesnaam vir Teunus, waarvan niemand ooit geweet het nie. Mamsie. Sy bevind haar terug in die sprokieswêreld van hulle liefde en hulle jeug, in 'n Bloemfontein wat nie meer bestaan nie. 'n kortstondige droom, soveel korter as wat hulle toe sou kon raai. Miskien onthou sy hoe sy tydens 'n siekbed Teunus 'n paar jaar tevore een nag op Onze Rust gesien het. Die vrou by die voetenend van haar bed het haar wakker gemaak en gefluister: "Die president is hier." "Ek kan jou nog nie kom haal nie," het Teunus toe vir haar gesê. Die keer het hy. Tibby sterf op 3 Januarie 1955. Mevrou M.T. Steyn, ons laaste skakel met die helde geslag, is nie meer by ons nie. Op die hoë ouderdom van byna 90 jaar is sy rustig oorlede. Net 6 jaar het sy amptelik die titel gedra, maar vir haar volk was sy tot aan die dag van haar dood 'n hooggeëerde en beminde presidentsvrou.
Sy was 'n kind van die Vrystaat, toegewy aan die Vrystaat van sy republikeinse tyd tot in sy goue eeu. Die administrateur van die Vrystaat, meneer A.J.J. Fouché, en Dr. Colin Steyn, seun van die presidentsvrou, was die hoofsprekers by die graf. Dit is paslik dat sy saam met haar man aan die voet van die vroue monument rus, want sy sal altyd 'n simbool van getrouheid, opregtheid en liefde vir ons bly.